Sommer so in ons eie taal, die wegloopkind. Hierdie ryk boer het 2 seuns. Die jongste seun sê eendag vir sy pa: "Ek wil my erfporsie nou hê. Ek wil nie langer op hierdie plaas wag tot pa eendag doodgaan nie." Die boer sê toe oké, en deel al sy goed op tussen sy 2 seuns. Die jonger seun verkoop toe alles wat hy gekry het, en hy is fort, stad toe, ver van sy pa af. Nou ja, dit was ook nie lankie toe al daai geld uitgemors, op wie weet wat. In daai stadium is die land in die knyp, daar's hongersnood, dinge lyk sleg. Die seun soek toe werk, maar al wat hy kan kry is om varke op te pas. Hy is amper dood van die honger, soveel so dat die varke se pele wat hulle vreet vir hom begin lekker lyk, maar niemand gee vir hom kos nie. Op 'n kol besef hy, maar my pa se bediendes en werkers op die plaas is beter af as wat ek nou is. En hy besluit ek gaan my trots in my sak steek, teruggaan na my pa toe en jammer sê, en hopelik sal hy my dan as 'n werker aanstel, aangesien ek nie meer 'n erfporsie het nie. Intussen was sy pa hoe lank met die verkyker op die stoep, met die hoop dat hy tot sy sinne kom en huis toe kom, want hy verlang vreeslik na hom. Ja, daar gebeur het toe eendag. Die pa sien hom van ver af deur die verkyker, spring in die bakkie, jaag na hom toe, spring uit, gooi sy arms om sy varkhok besmette seun en soen hom. Kan jy dit oorvertel? Die seun is nog besig om jammer te sê, maar die pa is so bly hy is terug, dat jy amper nie kan glo wat hy volgende doen nie. Hy roep die bediendes en sê: "Gou, bring daai nuwe mooi jas en skoene in die kas, en bring vir my een van my goue seelringe vir sy vinger. En terwyl hulle besig is, gaan slag hy vetgemaakte kalf. Vanaand gaan ons fees vier, want hierdie seun van my was dood, en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind." Is jy ook soos die seun in hierdie storie, op soek na iets om daai gat in jou bors vol te maak? En hoe werk daai so ver vir jou? Het jy ook op 'n kol weggedraai van jou waardes en oortuigings af? Hy wil jy vandag om terug te draai na God toe, want jy dink jy is te vuil en vol sondes, dat God jou ooit sal terugneem. Is jy bang daai varkhok se reuk, gaan God sy neus laat optrek vir jou? Of het jy dalk te geheg geraak aan die varke daar binne? Sê my, as iemand agter jou staan en jou naam roep, kyk jy tog onwillekeurig om, nie waar nie? Nou hoekom nie as God roep nie? Soos ek het sien, is die enigste voordeel wat jy in die varkhok het, pele. Net pele. So hoekom wil jy dit nie verruil vir iets beter nie? Soos byvoorbeeld geselskap met jou pa, nuwe skoon klere, skoene, juwele, 'n lekker vetgemaakte kalf se vleis. Dit is alles daar. Jou pa wag vir jou, 'n lang tyd al. Al wat jy moet doen is opdag. Daai 4 eenvoudige woorde: God, vergewe my asseblief, gaan jou absoluut niks kos nie. Jy gaan net baat daarby. Of is dit dan nou verkeerd? So terloops, hierdie storie en hierdie vraag kom uit liefde uit my hart uit.